'n Atletiek afloswedloop is altyd 'n indrukwekkende item om na te kyk. Want die atlete hou iets baie kosbaars in hulle hande en dit is die aflosstokkie. Elke hardloper reik uit om die kosbare item aan sy spanmaat oor te gee met die fokus om dit reg te kan doen. Hierdie oorhandiging lyk dalk eenvoudig, maar as jy dit regtig kompeterend wil doen, vra dit baie oefening. As atlete dit ernstig opneem, hoeveel belangriker is die oordrag van God se woord dan nie elke Sondag wanneer die kerk bymekaar kom nie. Jy sien, die Here het aan die Sondag 'n baie spesiale karakter gegee. Dit is 'n dag wat ons op 'n besonderse manier moet inrig. En ek wil graag 5 wenke vir jou gee om die meeste daaruit te put wanneer jy Sondag kerk toe gaan om na die Here se woord te luister. En die eerste het te maak met voorbereiding. Kyk, om na die Here te luister, iets by hom te ontvang, is 'n ernstige saak. Daarom moet jy vra vir 'n voorbereide hart. In die gelykenis van die saaiër het die Here Jesus gesê, die vyand wil iets by jou kom steel as jy met die woord in aanraking kom. En jy moet dit verhoed deur voor te berei. As jy wil werklik hoor, neem tog 'n pen saam, sodat jy 'n paar dinge kan neerskrywe. 'n Tweede belangrike ding, om na die boodskap te luister, is iets wat deelname vereis. Dis nie iets waarin jy net passief kan wees nie. Daarom moet jy gaan sit op 'n plek waar jy steurnisse, soos mense wat rondbeweeg of laat inkom, tot die minimum probeer beperk. Weerstaan die neiging om krities te wees. Fokus eerder op die waarheid wat oorgedra word. Die derde saak, gewoonlik weet ons oor watter skrifgedeelte daar gepreek gaan word. Daar word WhatsApps uitgestuur en deur vooraf daarna te gaan kyk, kan ons aan die ete begin proe nog voor die volle maaltyd bedien is. Dan kom jy honger vir meer, gretig, nuuskierig met vrae, gereed om dit toe te pas. Want jy sien, die smaak is voorberei, daar is verwagting. 'n Vierde belangrike saak. Weet jy, jou predikant bid elke week vir die gemeente. Hy bid dat jy God se verbondsliefde op 'n nuwe manier sal ervaar. Hy bid dat die Here sy koninkryk sal laat kom, sy wil sal laat geskied. En ek en jy behoort by hierdie voorbidding aan te sluit. 'n Vyfde saak. Onkruid en dorings, die voëls in die lug, hou nie van die vars saad nie. Hulle probeer om daarmee mee te ding. Hulle probeer om dit te keer. Daarom, as Petrus vir ons skrywe in 1 Petrus 2 vers 1 en 2, ons moet soos pasgebore kinders smag na die suiwer geestelike melk, sodat daardeur kan opgroei. Dan moet ons dit ernstig neem. Dink vir 'n oomblik, wanneer eindige preek? Dis nie as die seën uitgespreek word nie, maar die toepassing daarvan in die manier hoe jy hierdie waarheid gaan begin uitleef. Mag ons leer om die waarheid wat vir ons gegee word, soos die aflosstokkie te neem, om dit toe te pas op 'n manier wat die ander atlete gaan verbaas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar dat U woord getrou na ons toe laat kom. Geef vir ons 'n voorbereide hart. Help vir ons om ook hierdie punte ernstig te neem. Amen.